Soms sing 'n mens liedjies, maar weet jy nie altyd op die woorde nie. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide. Because you know just what we need before we say a word. Amen. You're a good, good Father. Amen. Hy weet wat jy nodig het, en hy weet waar jy is, jy staan in die lewe. En ons wil vir jou vra vanmôre dat jy jou hart en jou gedagtes waarby sal oopstel, en dat die Here tot jou sal spreek. Jy weet wat jy nodig het om te hoor, en hy weet ook wat jy nodig het om te hoor. Daarom vra ons net. Wees geduldig met jouself. En wees vol verwagting vir wat die Here vir jou wil doen. En kom sê vanoggend. Tannie Lissy het ons verlaat, sy is huis toe. En sy is verlos van haar lyding. En ons het woensdagoggend, woensdag 2 uur, woensdagmiddag 2 uur, ons 'n gedenkdiens terwille van haar en die familie. So jy is nooit, jy kan kom, woensdag 2 uur. En hoe Chris sterkte vir hom in hierdie tyd. Karen en Laurie wat op my staan ook. Baie dankbaar vir baie mooi kinders van jou. As baie ander versoeke, Elmarie gaan weer vir chirurgie. Charlene is uit en sy loop rond en sy is baie beter, ons is baie dankbaar daarvoor, en Griep is by die huis, en sy hartomleiding. Trudy is saam met ons. Nou gaan het val van jou iets. En elke ander versoek wat daar is vanmôre hier, Here weet. Hy weet waar jy is, en hy weet wat jy nodig het om te hoor. En weer is wat ek kom vra vanmôre, en die nooi jou. As hy ooit 'n tyd was om die Here te loof, dan is dit nou. Dat is regtig nou, die tyd. En ek weet dat sommige van julle sê, ander jy weer seker onder 'n klip, want jy weet nie wat in jou wêreld aangaan nie. Dit is regtig. Ons wêreld is gemors en ons ek weet dit. Dit is nie afgesny van die wêreld, en ons weet wat in ons wêreld aangaan. Dis juist daarom wat ek vanmôre vir jou wil sê. Dis 'n tyd soos hierdie wat ons nodig het om die Here te loof. Amen. En dis juist daarom wat ek vir jou Psalm 34 wil deel. Psalm 34 is 'n psalm van Dawid toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech, die hoofpriester, en die hom weggejaag het sodat hy heen gegaan het. En dit gaan bly tussen die Filistyne. Nie die Styns nie, die Filistyne. En hy sê vir ons in vers 4, 35 vers 2, ek wil die Here loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. Dis 'n besluit wat Dawid geneem het. En onthou, hy het gevlug vir sy lewe. As jy gaan lees daar in 1 Samuel 21, hoe dat Saul hom vervolg het, hy is al reeds gesalf deur Samuel as koning. In die plek van Saul. Ander konings sou gegaan het, daai ou doodgemaak het en dan die troon gevat het. Nie Dawid nie. Dis die gesalfde van die Here. Saul is gesalfde van die Here, hy sal hom nie aanraak nie. Hy vlug vir sy lewe en 'n deugniet Doeg gaan verklaar hom by Saul en sê maar hy kry weg daar by die hoofpriester. Hy sal weer aanbeate. En hy vlug, dan bly hy die Filistyne, weet hy ten minste hier is hy veilig. En hy hou hom mal. Hy tree op soos 'n mal mens. Dat die Filistyne dan maar nie heeltemal wegjaag, ook wegjaag. En hy sê, ek wil die Here loof. Ek wil die Here loof. En sy lof sal altyd deur in my mond wees. Dit leer ons dat lof nie net 'n reaksie op voorspoed is nie. Maar 'n besluit in geloof en sê, ek sal die Here loof. Ongeag van my omstandighede, ongeag van toestande, ek wil die Here nie net soms
Hy sê, ek wil die Here altyd loof. Dit is 'n besluit wat hy geneem. Ek wil die Here altyd loof. Dis nie hoe ek voel op daai stadium nie. Dis nie hoe my omstandighede lyk nie. Dis nie wat alles volgens plan verloop nie. Ek wil die Here altyd loof. En dis ook Paulus ook vir ons geskryf daar in 1 Tessalonisense 5:18. Wees in alles dankbaar. In alles. Ek weet dis moeilik. Soms. Ek geen slaaplose nagte hê. En jy gaan gebrek aan eetlus hê of jy gaan jouself dood eet, maar iets gaan gebeur wanneer jy in stres is. En ons leef in stresvolle situasies. Maar Dawid sê, wie alle reg gehad om te kla. Ek wil die Here altyd loof en sy lof sal in my mond wees. Sy lof sal in my mond wees. Nie kla nie. Nie murmureer nie. Nie myself jammer kry nie. Ek wil die Here altyd loof en sy lof sal in my mond wees. Christen leef nie op ons gevoelens nie. Ons leef omdat ons verlosser leef. Dink maar aan Job. Hoe hy in onbekende situasies gevind is. Hy verstaan nie wat hom aangaan nie. Eers was hy 'n welgestelde man met baie kinders en nou het hy niks. Net 'n neelende vrou. En hy sê, my verlosser leef. God leef. En hy is in beheer van alle dinge. Al verstaan ek nie wat om my aangaan nie. Ons leef deur geloof. En is 'n doelbewuste besluit wat ons neem. Ek wil die Here altyd loof. Dan sê ons verder in vers 2. En sy lof sal altyd deur in my lewe wees. Sy lof sal altyd deur. Nie soms nie. Altyd deur in my mond wees. Al gaan dit hoe swaar, al gaan dit hoe moeilik, sy lof sal altyd deur in my mond wees. Dit wat die hart van vol is in die mond van oorloop, is dit nie so? Amen. Jesus sê dit vir ons daar in Lukas 6. 'n Goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En 'n slegte mens bring uit die slegte van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. So wat is in jou hart? Is dankbaarheid, is blydskap, is lof. Dis wat in my kom. As daar bekommernisse is en kwellinge is, dan is dit wat gewoonlik uitkom. Dan kla ons. Ons is ongelukkig met alles in die lewe. Want iemand voortdurend kla, dan openbaar dit dikwels. Dit is probleme in die hart. Dit is 'n hartsaak. Daar was nog nie besluit geweest, ek wil die Here altyd loof nie. Dat was nog nie so besluit geweest. Wanneer iemand voortdurend God prys, dan wys dit wat op die hart is. Dis dankbaarheid. Lof altyd deur. Dis nie dat ons pyn ontken nie. Dis nie dat ons omstandighede ontken nie. Dis te midde daarvan. Ten spyte daarvan gaan ek die Here loof. Dawid het dit baie in sy psalms geskryf. Hy begin die psalm met lof. En dan sit hy mos daar wat hy sy vyande wil verdelg. En dan draai hy self weer en sê nee, ek wil nog stil. Ek sal nogtans die Here loof ten spyte. Ja, daar kom dit kyk wat mense 'n bietjie ongelukkig is in situasies en jy praat oor, ek weet ons kyk maar rondom ons en sien goed wat gebeur en ons kla so 'n bietjie dan sê nee. Ek wil nou die Here. Ek wil hom loof. Ek gaan hom ook loof. Lof verander nie noodwendig die omstandighede nie, maar dit verander ons perspektief. Jy kyk anders na sake wanneer jy in 'n lof lewe, wanneer jy blydskap is. Vers 3 sê vir ons, my siel sal hom beroem, waarom? In die Here. Nie my omstandighede nie. My siel sal hom beroem in die Here. Want hy is my toevlug.
Sê die psalmskrywer vir ons, hy is ons berg gevestig. Staan my op na die berge, waar is my hulp vandaan? My hulp is van die Here, wat jy my anders skap. Hy is in beheer, uiteindelik. Niks en iemand anders as in beheer. Hy is in beheer. En daarom sal ek in hom loof. My siel sal beroem. Nie my eie slimheid nie. Nie my eie vermoëns nie. Nie my eie, Dawid het nie genoem as sy militêre vermoë, hy was 'n goeie soldaat gewees. En hy kon sal uitgehaal het, en hy kon sy hele weermag uitgehaal het, maar hy het nie daarin geroem nie. Hy het geroem in die Here. Wat hom beheer is. Ten spyte, God het geweet van hierdie situasie met sy, hy het geweet daarvan. Maar nogtans het Dawid besluit, as ek gesalfde van die Here, ek gaan nie iets aan nie, ek gaan my beroep in die Here. Hy het nie daarop geroem dat hy kon ontsnap en wegkom uit, hy het net geroem in die Here. Hy was die gesalfde, maar Saul was nog op die troon gewees. En daarom sal hy in die Here roem. Jeremia sê vir ons dieselfde dan, Jeremia 9, vanaf vers 23, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, laat die sterk hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryk hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat roem, om hierop roem, dat hy verstaan, dat hy my verstaan en my ken, dat ek die Here is, wat goeie tierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek my behaag, spreek die Here. God het sy behaag daarin, dat ek in hom roem. Nie in omstandighede, nie in toestande nie, niks anders nie, behalwe in hom. En hy wat roem, hom, die Here beroem. En God sê, dis wat ek ken, dis wat ek wil ken, dis wat ek wil hoor. Ek wil hoor dat my volk, my mense, my kinders, my eer. En is nie dat God het nodig het. Hy het nie nodig om besin te word nie. Ek het dit nodig. En dit verander my perspektief, wanneer ek hom loof. Dit verander my uitkyk op my lewe, wanneer ek hom loof. Maar daar is blydskap in my hart. Ongeag van wat om my aangaan. Ons identiteit lê nie in ons prestasie nie, maar in ons verhouding met God. Dis waar ons identiteit lê. Dis wie jy is. Jy is kind van God. Sy naam is oor ons uitgeroep, soos ons verlede week na gekyk het. Vers 3 sê, die ootmoediges sal het hoor en die bly is. Hulle wie in 'n moeilike omstandighede is. Sal hoor, maar hoor, ek sien die ou's omstandighede, en dit is rof. En hy is bly, en hy is dankbaar, en hy sing, en hy loof die Here. Hier moet iets wees in hierdie ou's lewe. Die ootmoediges sal het hoor en bly wees. Hoekom sal dat bly wees? Want wil ek ook heel tenminste iets dat ek ook kan terugval. Ek kan ook nou die Here loof. Want as hierdie ou in sy omstandighede die Here loof, want ek meer rede eintlik om die Here te loof. Dit is 'n belangrike waarheid. Ons kyk dit mis. Ons mag God nie groter as hy is nie, hy is alreeds goed. Hy is reeds majesteus, hy is alreeds soewerein en heilig en almagtig. Maar ek het dit nodig om het myself te sien. Ek hoef nie my probleme te gaan vertel hoe groot my probleme is nie. Ek hoef ook nie God te gaan vertel hoe my probleme is nie. Ek het eerder my probleme gaan vertel hoe groot my God is. Ja, soos 'n teleskoop, as iemand 'n teleskoop na die sterre kyk, sterre is daar ver. Ek sien dit net beter deur die teleskoop. Die sterre bly as hulle groot. En so is dit ook wanneer ek in lof lewe, maak dit net my God groter as wat hy is vir myself. En vir hulle om my, om dit te kan sien, en dit kan waarneem, en dit kan beleef. So hoe groot God in ons oor is, hoe kleiner nog ons probleme. Ek gaan na die koortjie wat ons op sondag sing, hou die oor op Jesus, kyk op in sy vriendelike gesig, en aardse dinge word klein, en dit en klein, in die blik van sy heerlikheid. Sien, ons verloor perspektief van God, dis hoekom ons probleme so groot is vir ons. Hoe kleiner ons probleme, hoe kleiner is my perspektief van my probleme. En groter is my God vir my. En so word ons geloof gebou, tree vir tree, stap vir stap, dag vir dag. Hoe meer ek omloof, hoe meer ek om in aanbidding leef, hoe groter word my verhouding met hom,
sterker word my geloof en om vaster kan staan in my verhouding. Vers 4 sê vir ons, laat ons saam sy naam verhef. Dis hoe ons vanmôre hier is. Kom ons wekeliks by mekaar kom, dat ons saam sy naam verhef. Want ons het dit nodig. Ek weet nie hoe mense dit as hulle een keer in hulle leeftijd in 'n plek van aanbidding. Ek weet nie hoe hulle deur hulle hele kom, hoe hulle daar kom, as hulle nie in 'n plek van aanbidding kom, waar daar 'n atmosfeer van lof is. Ek weet nie hoe hulle hier in hulle lewens nie. Ek het dit nodig. Jy het dit nodig. Om 'n atmosfeer te wees van positiwiteit en opgewondenheid en blydskap. Waar ons die Here loof en saam sy naam verhef. Lof is persoonlik, maar ook gemeenskap. En dis ons gereeld in mekaar, soveel as wat moet. Ek weet sommige van julle hier sal elke dag met mekaar. En as iets besonders wanneer ek God aanbid saam met sy volk. As iets besonders daarin. Dit trek mense. Dit trek mense. Maak die Here groot saam met my en dan ons saam sy naam verhef. Dat ons dit saam doen, sy naam groot maak. Groter as wat al reeds is. Sodat ons saam gebou kan word in ons geloof. Dat ons saam mekaar kan bemoedig op die pad wat voor lê. En weer eens, ek verstaan nie almal se probleme nie, maar een ding weet ek, wanneer ons saam die Here loof en saam mekaar bemoedig, kan jy huis toe gaan vanmôre en sê, wel, daar het iets gesê wat seker maar nie moet werk is om aandag te gee. Dat is maar die Here loof. En as ek besluit wat jy neem, ek sal die Here altyd loof. Saam God te groot te maak, saam sy naam te verhoog, en mekaar se geloof te versterk in hierdie proses. Dit bou die liggaam van Christus. So lof is 'n keuse. Is nie net 'n gevoel nie. Lof moet 'n lewenswyse te wees. Nie net een keer 'n week ondervinding nie. Ware lof is in die Here alleen. In hom alleen. Ek kan nie kyk na my omstandighede nie. Al het ek alles wat 'n mens kan besit, gaan jy presies nie bly maak nie. Ek moet kyk na televisie wat moet speel. Sommige huise is soos Toys R Us. Weet voordat ek het nog gedroom het, dan speel dan het hulle dit, jy weet. Is dat blydskap? Nee. Wat nog nie, en nog nie. So met die enige maak was jy klein. Maar my lof is in die Here. En dis doelbewus besluit. Ons binne moedig mekaar aan. Moedig gelowiges aan. 'n Groter geloof is oorword, leider van ons vrees en ons probleme. En dis waarom ons vanmôre gemeenskaplik met mekaar. Ons gaan die Here loof ten spyte van omstandighede en toestande. Al verander toestande wat daar buite nie. Dit gaan my perspektief verander. Groter waardering vir wie hy is, en vir wat hy is, en vir wat hy besig is om te doen, in jou en in my lewe. Ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord, en hy het my al my vrese gered. Sien, ding is, hier stop mense gewoonlik, waarop die Here, wel, het jy hom gesoek? Het jy hom regtig gesoek? Nie dat hy weg is nie. God weet wat die bedoeling van ons hart is. Dat ek hom najaag met alles wat in my is. En terwyl ek in my stresvolle situasie is, dan ek die Here gaan soek. Here, hoor as ek roep. Sien my raak. Ken my omstandighede. En dis nie dat hy naïef is nie, hy weet. Maar soms het ek weer eens nodig, dat my deursettingsvermoë getoets word. Ek dink ek is sterk. Ek dink ek kan. Ek dink ek is oulik. Nee, ek is nie. Ek het hom nodig. Ek het die Here gesoek. En hy het my geantwoord. Soek, mense vind. Klop en vir jy sal opgemaak.
staan en Jesus vertel vir ons die gelykenis van die vrou wat by die regter gekom het. Doen reg om my tegenparty. Doen reg om my tegenparty. En hy het dit met hulle saam gedoen. Tot hy op 'n dag gesê, "Ek moet tog maar na die vrou luister. Anders moet ons in niks." Sal die Here dan nie reg doen aan sy uitgesoektes, sy gesalfdes wat dag en nag na ons soek. Sal hy nie gou hulle uitkoms gee nie, sê Jesus vir ons. Het hom aangesien en gestraal van vreugde en aangesig hoef nie rooi van skaamte. Sien, wanneer jy op God vertrou, weet jy, daar gaan deurbraak kom in 'n ander stadium. Ek hoef nie met 'n rooi gesig te staan met skaamte. Ek het stalkie vertel van die oom Andries Oosthuizen daar in welverdiend gemeente, waar die klavier vir sy dogter gekoop het, wat hy nie kon bekostig. Toe hy met 'n rooi gesig dink staan, hy staan en hy gaan na die Here toe, hy sê, Here, help my asseblief, ek is in 'n baie moeilike situasie. Ek het vir my dogter klavier gekoop, ek kan hom nie bekostig. En hier kom die Here en hy maak 'n deur oop vir hom, waar hy 'n verhoging kry en terugbetaal en hy kon die klavier betaal. En hy hoef nie met my gesig te staan. God het gehoor. Sy gehoor. Hy hoor. Gesig het gestraal van vreugde. Ag, dit hoef nie rooi van skaamte te word. Soms dink ons het nou aan 'n doodloopstraat. Soms dink ons voel soms, ek is nou in 'n doodloopstraat. Hier is nou nie meer uitkoms vir my. Then God hasn't even started yet. God het nog eers begin werk vir jou. Hy's vir jou, hy's nie teen jou nie. Hy's met jou. Hy's nie ver weg. Leef nie in daai lof. Ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. Laat dit jou uitdaag. Laat dit jou bemoedig. Laat dit jou versterk. Saam met medegelowiges is so vermoedig. Ek het 'n paar gebedsversoeke hier so neergeskryf en ek gaan dit nie met jou deel nie. En jy weet wie dit is wat my gedeel het. En ek gaan oor bid. En jy moet saam met my die Here vertrou vir uitkoms en vir deurbraak. Wat dit ook mag wees. En jy gaan terugkom en vir ons kom vertel die Here het gehoor en die Here het verby. Hy het deurgekom vir ons. Ek kan nie sy arm draai. Ek gaan nou besluit om aan die Here te loof. Soms dink ons ek gaan nou vas en ek gaan nou die Here se arm draai wat hy moet vir my deurkom. Vas gaan nie die Here se arm draai nie. Vas is net persoonlike dissipline. Ek het daai dissipline nodig. En vas. Om te weet, ek gaan nou regtig die Here sien. Ek het nou nodig om die Here te loof, sodat hy deur kan kom vir my. My gesindheid nie vir my. Die hart van Paulus gaan in ons van. Vader, ons sê vir u baie dankie vanmôre, dat ons hierdie wonderlike geleentheid het. Om in die geskiedenis en in die lewe van ou koning Dawid te kon leer, hoe dat hierdie 'n man aan die hart van God, hoe hy geleef het. Daar was lof in sy hart, ten spyte van sy omstandighede. Daar was blydskap in sy hart, ten spyte van sy omstandighede. Ja, soms moet hy maar 'n paar snaakse goed gedoen het, maar ten spyte daarvan, Here, was daar lof, dankbaarheid in sy hart. En mag dit so wees, Here, dat ons vanmôre hier uitstap met lof in ons harte, met 'n besluit, ek wil die Here altyd loof. Dankie vir hierdie geleentheid. Dankie, Vader. U is vir ons goed. U is 'n goeie Vader. U is vir ons 'n goeie Vader. Mense soek na grashalmpies om aan vas te hou. Maar ons het geleer. God se anker. Hy is 'n rots.